Ons het reeds verwys na Dawid in die rol wat hy in die Ou Testament, die geskiedenis gespeel het, en ook dit wat ons vandag as nalatenskap van Dawid kan waardeer. Maar dan weet ons ook dat Dawid genoem word die man na God se hart. En dit is ten spyte van sy foute en die lelike dinge wat hy gedoen het, soos om oorspel te pleeg, moord te pleeg ensovoorts. Maar ek lees in Handelinge 13 vers 22 se tweede gedeelte, van hom het God gesê, ek het in Dawid, seun van Isaai, 'n man na my hart gevind. En in vers 23, uit hierdie man se nageslag het God volgens sy belofte Jesus as verlosser vir Israel laat voortkom. So die nalatenskap van Dawid bring ons by Jesus Christus die verlosser. Nie net die aard van die saak vir Israel nie, dit was aanvanklik die gedagte, maar ons besef dat Jesus gekom het vir die verlossing van elke mens, van die hele wêreld. En hierdie belofte word dan ook in 1 Samuel 13 vers 14 aan ons bevestig. Nou, kom ons wees dankbaar vir hierdie nakomeling uit die nageslag van 'n man na God se hart. Ek dink ons kan ook 'n bietjie sê, weet jy, ek het dalk 'n kans om ook 'n persoon, 'n mens na God se hart te wees, ten spyte van my foute. As ek bereid is om soos Dawid dit te erken en te bely, God is gereed om ons werklik persone na sy hart te laat wees. Loop mooi.